Goeiedag, ons is by sessie 43 en dan Sondag 23. Vraag en antwoord 59, 60 en 61 van die Heidelbergse Katekismus. Die vraag is, maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Dan kom die antwoord, dat ek in Christus voor God geregverdig en in erfgenaam van die ewige lewe is. Dan kom die vraag, maar hoe is jy regverdig voor God? En dan sê die antwoord, slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, sodat ek al klaar my gewete my aan, dat ek teen al die kwaad geneig is, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit beteken dat hy my toe, asof ek nooit sonde gehad het of gedoen het nie, asof ek dit self al gehoorsaam, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. En dan die volgende vraag, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? En dan kom die antwoord, nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur geloof aanneem en my eie maak nie. So, dit is 'n vraag, wat is 'n ware geloof? Wat beteken dit? Kom ons begin gou net eers by vraag en antwoord 59. Wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo? Nee, voor ons kom by die ware geloof, want daaroor moet ons behoorlik gesels. Maar kom ons vra eers, wat baat dit jou nou dat jy alles glo? Net weer om te herinner, die Katekismus is die troosboek. Hy wil die heeltyd vir ons troos. Hy wil die heeltyd vir ons sê, mens, moenie met so 'n neerslagtigheid in hierdie lewe nie. Moenie laat die goed jou onderkry nie. Moenie dat al die boosheid en die kwaad van hierdie lewe jou onder die water indruk, dat jy voel jy wil verdruk nie. Weet net dat die Here jou liefhet, weet dat hy by jou is, weet dat hy met hierdie wêreld besig is en lewe daaruit. So, wat baat dit jou dat jy glo? Wat dit alles glo, die hele 12 artikels, dat jy dit alles glo, en dan sê dit dat ek in Christus voor God regverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Ek is regverdig voor God. En wat beteken dit om regverdig voor God te wees? Dat ek slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus gered word. Slegs deur 'n ware geloof. Onthou nou dat Jakobus sê, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels doen dit ook en hulle sidder. Die duiwels word nie gered nie. Hulle glo dat God daar is. Baie keer sê mense vir my, byvoorbeeld iets soos, of in my bediening, en dit het jy ook al, ag dominee, minstens glo hy daarom, dat daar 'n God is. Sê wel, ja, maar dit is nie, dit help jou nie eintlik om te glo dat daar 'n God is nie. Jy moet glo in hierdie God, jy moet hierdie God vertrou. Want anders baat dit jou niks. As jy maar net aanvaar, daar is 'n God, maar jy vertrou hierdie God nie. Jy klou nie aan hierdie God vas nie. Hierdie God is, jy weet nie dat wanneer dinge om jou skeef gaan, hierdie God by jou is nie, dat hy jou lief het nie, dat sy seun vir jou gesterf het nie, dan baat dit jou niks om net te glo dat daar 'n God is nie. So 'n ware geloof is om te weet dat hierdie God in Jesus Christus my God geword het. Hierdie ware geloof is om te weet dat Jesus vir my betaal het. 'n Ware geloof is nie 'n
is nie 'n vreeslike ingewikkelde ding nie, maar dit is om net aan Jesus vas te Maar ons kan hom baie ingewikkeld maak, nee, want jy kan sê die waarheid van jou geloof is afhanklik van of jy nou weer dit en dit en dit en dit doen, of jy dit doen, of jy gedoop is, of jy nie gedoop is nie, of jy so ons kan die lysie kan nou verskriklik lank aangaan en sê, dis die, maar soos ek het hier verstaan, ons kan aan 'n ware geloof kyk as 'n godsdiens, of ons kan aan 'n ware geloof dink as 'n vaderskap. En daai vaderskap wil jou die beste kwaliteit lewe gee. Maar jy sien nou, ons mis die punt. Ons mis die kwaliteit lewe omdat die geloof in jou ware geloof afhanklik begin raak van 'n klomp ander goed wat jou nie kwaliteit lewe noodwendig gee nie. En Paulus het 'n storie hiermee gehad. Hy sê die goed gee nie vir jou kwaliteit nie. Jou kwaliteit gee as jy begin verstaan dat God kwaliteit in ons lewe gee. So ja, kyk vir my ek maak dit vir myself so duidelik. Geloof is doodgewoon die hand waarin God die verlossing plaas vir my. Nou ek kan nou op die hand begin fokus in plaas van op die verlossing. Ja. Ek kan nou sê, is hierdie hand 'n goeie hand? Is hierdie hand 'n regte hand? Is hierdie hand is dit 'n mooi hand? Is hierdie hand 'n skoon hand? Maar dan mis ek die punt. Ja. Wat God doen is om in my vuil, lelike hand plaas hy die wonderwerk van verlossing. So ek kan na die verlossing kyk en sê, wow, en my vingers toemaak om dit vas te klou. Dis wat geloof is. Geloof is nie iets wat ek doen nie. Geloof is 'n suiwer ontvanklikheid. Vir my bly een van die wonderlikste metafore of dan nou beelde van wat regtig met geloof is daai ou wat langs Jesus aan die kruis gehang het. Hy het nooit kans gehad om sy lewe reg te maak nie. Hy het nooit kans gehad om iets goeds te gaan doen nie. Hy het nooit kans, al wat hy gedoen het is, hy het net hierdie ou wat aan die kruis langs hom hang gesien en gedink, wie jy? Hierdie is God. En hy het gesê, dink aan my Here, wanneer u in u ryk kom. En dis al wat hy gedoen het. Hy het nie eers 'n geformuleerde geloof gehad nie. Hy het net aan Jesus vasgeklou. Ja. Dis 'n goeie voorbeeld daarvan. Ja. En as Jesus, as ons praat oor 'n klein geloof. Ja. So hoeveel geloof moet jy hê? Dan is hierdie weer 'n baie mooi voorbeeld. En as Jesus praat van julle klein gelowiges, hoe dink ons daaroor? Kyk, wat nou daar gebeur het, is gewoon dat hulle Jesus se wonderwerke aanskou, dat hulle hom leer ken het, maar dat hulle het nog nie regtig verstaan hy is die seun van God nie. Hulle het nog nie jy weet, en daar is hulle so bang hier op die see en hulle maar ten spyte daarvan ervaar hulle geloof. Ja, hulle ervaar geloof. Ten spyte daarvan dat hulle nie kan verstaan nie, kan hulle dit oorgee. So ek wil hierdie belangrike ding is lê in hierdie ding van oorgee. Dis soos die ou wat vir die Here Jesus gesê het, ek glo Here, kom my ongeloof te help. Here, ek glo, maar ek glo ook nie. Maar God sê, Here, help my, U kan my help. Maar ek vermoed 'n klomp mense wat luister, dis vir ons hak by geloof. En ons moet nie gehak by geloof nie. Nee. Want geloof is eintlik die spontane kant van 'n oorgee en 'n ontvang. Ja. En nou verloor ons daai kwaliteit as ons begin redekawel oor of ek glo of nie. Want ek dink 'n klomp mense glo, né? En dan kom hulle dan sê hulle nee, maar ek is nie 'n gelowige nie. Kyk, as mos hierdie pragtige storie van Kolbrigge wat van Luteraan na Protestant oorbeweeg het, net nadat hy
hierdie wonderbare ervaring van God se vrye genade gehad het. Hy was 'n wonderbare mens. En iemand het vir Kolbrich gevra oor geloof. Toe sê hy, of ek glo, weet ek nie. Maar in wie ek glo, dit weet ek. Dit gaan nie vir my... my... wanneer ons geloof begin koppel aan goed, dan raak dit moeilik, nee, dan raak dit problematies. Maar as wat ons doen. Maar as Jesus jou... Kyk, geloof beteken gewoon dat ek vir Jesus raak sien. Geloof beteken eenvoudig dat Jesus se kruis die sentrum van my denke word. Geloof is nooit bedoel dat ek my geloof, die bedoeling was nooit dat ek my geloof onder die vergrootglas sit om te ondersoek nie. Nee, geloof is 'n ware geloof. Die enigste ware geloof is 'n geloof wat sê Jesus. Ja. Hy het vir my gesterf, hy het my gekoop, ek is syne. Hoe sterk glo jy dan? Ek weet nie, ek weet dit, ek is syne. Maar dit doen iets, dit regverdig ons, nee dan. Wanneer ons dit doen, dan regverdig. Kyk, die woordjie regverdiging is een wat beteken dat God sê dat ek binne die verbond met hom lewe. Die woordjie geregtigheid in die Bybel en regverdiging in die Bybel het alles te doen daarmee dat ek binne die verbond met God lewe. Hy het 'n verbond met my gemaak en dat ek aan sy verbond voldoen. Maar ek kan nooit self aan sy verbond voldoen nie. So wie voldoen aan sy verbond? Jesus. En hoe voldoen ek aan sy verbond? Deur aan Jesus vas te klou. Deur die doop is ek so in Jesus ingedoop, dat sy kruis my kruis geword het, dat sy opstanding my opstanding geword het, maar ook dat sy absolute verbondsgehoorsaamheid my verbondsgehoorsaamheid geword het. So in Jesus, as ek in Jesus is, dan is dit as Jesus by God as volmaakte mens teenwoordig is, dan is ek in Jesus as volmaakte mens by God teenwoordig. En die geloof is gewoon om dit vir my toe te eien en te sê, Here, ek behoort aan U. En dan is ek ook geregverdig, al lewe ek nog nie so nie, maar daar is ook 'n stukkie geloofsgehoorsaamheid waaroor ons moet praat, want geloof beteken nie net dat ek weet dat Jesus vir my gesterf het nie, maar ook dat ek weet Jesus is my koning. Ja, so dit motiveer ons tot wil sê maar dit is wat dit doen, dit motiveer ons tot 'n goeie lewe. Ja, kyk, die katekismus sê iewerster, dit het nou vir die oomblik uit my kop geglip, maar sê iewerster, dit is word vrou ook met die vraag, word almal dan gered? Nee, sê hy, hy sê, maar dit is onmoontlik, sê die katekismus op 'n plek, onmoontlik dat iemand vir Jesus aangeneem het, maar net kan lewe asof Jesus nie koning is nie. Dis nie eers 'n kwessie nie. As Christus jou verlosser is, en as jy aan hom vasklou, is dit onmoontlik dat jy nie verander nie. Jy gaan verander. God vat ons sê Henricus Berghoff, die Nederlandse teoloog, en dit is vir my een van sy sinvolste sinnetjies wat hy geskryf het. Hy het 'n klomp sinvolle goed geskryf, maar hierdie ene, hy sê God vat ons soos ons is, maar hy laat bly ons nie soos ons is nie. Dis 'n mooi ene. Is dit nie mooi nie? Hy vat my soos ek is, maar hy laat bly my nie soos ek is nie. En daai noem ons geloof, dat hy dit in my reg kry. Ja. Om dit wat ek nie kan verander nie, te kan vorm. Ja. Geloof beteken dat ook my verandering in sy hand is. Ja, so gelowiges is mense wat voortdurend verander. Hulle vertrou die Here. Hulle vertrou die Here, maar hulle weet dit lê nie in my nie. Daarom klou hulle aan Jesus vas. Kyk, Luther het 'n wonderlike ding gesê. Hy sê, das Glaub ist ein mächtig Ding, es macht Gott oder ab Gott. Met ander woorde, die geloof is 'n magtige ding, hy maak God of af God. Wat Luther daarmee bedoel het is, dat die een van wie jy jou heil verwag,
die een aan wie jy vashou, die een van wie jy jou verlossing verwag. Daai een word jou verlosser. Daai een word jou God. En daarom as ek my heil van Jesus verwag, dan is hy my God. As ek my heil verwag van 'n goeie bankrekening, dan word my goeie bankrekening my God. En dit is 'n afgod. Maar geloof, 'n ware geloof is dat ek myself dat ek toelaat dat Jesus my vir hom vat. Dis maar al. Dit moet hom beklei daaroor. En dat ek toelaat dat ek gevorm word. Ja. Tot iets wat ek nie weet ek gaan wees nie, maar dit is daai spontaniteit. So ja, Skalk, die vraag is, hoe verander hierdie opstaan nou reeds ons verhouding tot ons liggaamlikheid, wetende dat die vlees self vir verheerliking bestem is?